Ok, vanmôre is ons in Johannes 20. So ons het nou gepraat oor die opstanding so rukkie terug en wat daarmee saamgekom het. En vanmôre gaan ons praat oor sondevergifnis, een van die grootste dinge wat ons gekry het. As dit nie daarvoor was nie, sou ons nooit met die Vader in die Vader se teenwoordigheid kon kom nie. So sondevergifnis is daai bedekking wat tussen ons en God lê, sonde. Nie sondevergifnis nie. Sonde is daai bedekking, daai gordyn wat God in die heilige der heilige gesit het, wat net die hoëpriester kon inkom eenmal 'n jaar. En maar toe Christus opgestaan het daai gordyn, eintlik toe hy gesterf het, daai gordyn geskeur. En nou kom hy en hy verskyn aan sy disippels en dis wat dit sê. Net gou hierdie dingetjie bietjie ander plek bære. OK, kom ons gaan terug. Hy sê in Johannes 20 vers 19, toe dit aand was op die eerste dag van die week, so dit was 'n Sondag, die eerste dag van die week, die Jode is op 'n Sondag. Ek dink dit is 'n week na sy opstanding, of dit kon dalk daai dag gewees het wat hy opgestaan het, maar ek dink dit was 'n week na sy opstanding. Die eerste dag van die week en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was. So hier het hulle in vrees gelewe, want dit was net, jy weet, na die kruisiging van die Here en hulle die vervolging wat daar losgebreek het, omdat Jesus nou doodgemaak was, het hulle gevrees. En Jesus het gekom en in hulle midde gestaan. En hier staan hy in die midde van die vrees. En hoor wat sê hy? Hy het aan hulle gesê, vrede vir julle. So daai woord vrede in die Grieks is eirene, wat eintlik die ekwivalent is van die Hebreëse een shalom. So dit beteken nie net vrede na die oorlog nie, dit beteken heelheid, om heel te wees, om alles wat hy vir ons gedoen het aan die kruis, om dit te ontvang. En hy sê, en nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. So hier wys hy, gee vir hulle die bewys dat hy dit volbring het, sy hande en sy sy. En dit is volbring, die vergifnis, sondevergifnis is volbring. En die disippels sê hy was bly toe hulle die Here sien. Skielik is daai vrees weg. Hier staan hy voor hulle. Die bewys is die wonde in sy hande en sy voete, dat dit hy is. Hy het opgestaan. En Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. 2 keer agter mekaar. Eirene. En dan sê hy, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nou hoekom sê hy dat hy stuur ons? Omdat ons hierdie wonderlike boodskap van sondevergifnis moet uitdra aan die wêreld. Want dis die grootste ding wat ooit gebeur het, dat die wêreld en ons vergewe kan word, dat God ons vergewe. Vergewe beteken, hy dink nooit weer aan ons sondes. So, en hy sê, so ver soos die ooste van die weste af is, so ver is ons verwyder hy ons oortredinge van ons af. So vrede is net meer as 'n vrede, 'n gewone vrede. Dit is God se vrede. 'n Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Met ander woorde, jy verstaan nie, hoe kan God my vergewe? Ek was eintlik gesterf het, almal het gesondig. Maar hier is daai las, daai swaartekrag van sonde is verwyder van hierdie wêreld. En nou is daar toegang tot die Vader. Nou kan ons met vrymoedigheid na die Vader toe kom en in sy teenwoordigheid sit. En dit is waarvoor Jesus gekom het. Hy het nie net gekom vir sondevergifnis nie, maar dat ons weer met hom en die Vader in 'n eenheid kan wees. En dis wat hy in Johannes 17
van vers 15, vers 14, 15, 16, 17, voor hy gesterf het, dat hy gesê het, sodat ons weer een kan word met die Vader. En dit is 'n wonderlike voorreg om een met God te wees, om te weet dat hy woon in ons. En dis die volgende ding wat gebeur het. Kyk wat sê hy in Johannes 14, praat hy ook net voor ons daarna toe gaan. Hy sê, Johannes 14, ons was mos daar, vrede laat ek vir julle na. Nou hierdie is 'n nalatenskap. In die Engels sê hy, I bequeath, ek gee vir jou dit as 'n erfenis. My vrede, nie die wêreld se vrede nie, gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie. Die wêreld sê ook vrede, vrede, maar hulle ken nie hierdie vrede nie. Dit is 'n vrede wat verstand te bowe gaan. Hy sê, gee ek aan julle. En dan sê hy die volgende, laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Met ander woorde, dis nie nodig om te vrees nie. En daai ontsteld word in die oorspronklike taal is, moenie dat jou hart geïntimideer word deur die wêreld nie. En moenie bang wees nie. Moet vir niks bang wees nie. Moenie ontstel word nie, moenie geïntimideerd voel nie, want jy het my vrede geërf. Halleluja. Jy het my vrede geërf. Jy's 'n erfgenaam van my vrede en daarom hoef jy nie bang te wees vir niks. Vir niks in hierdie wêreld, nie vir mense nie, vir niks nie. Nie vir bose magte nie, vir niks nie. Hy sê, want jy is myne. Hy sê, julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. Nou hier is hy terug. As julle my lief gehad het, sou julle bly gewees het, dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. Jy sien, dit gaan oor 'n verhouding met ons Vader. Dit is wat die Here Jesus kom doen het, dat ons weer 'n verhouding met ons Abba Vader, dat ons vir hom kan sê, Papa, hy's God, hy's die skepper God, hy's die groot ek is, maar ons kan vir hom sê, my Vader, my Pa. Halleluja, met vrymoedigheid kan ons na hom toe kom. Ok, en nou kyk wat sê hy, maar hy het nog vir ons meer gedoen. Hy sê, nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Nou wat was hierdie? Onthou in Genesis 1, toe God vir Adam geskep het hy gekom, die klei het daar gelê, daai mens volmaak geskep uit stof uit. En toe blaas hy die asem van die lewe in sy neus in. En toe sê die woord, en hy het 'n lewende siel geword, toe die Gees van God in hom kom, die Heilige Gees. En wat hier gebeur het is, onthou die disippels was nie wedergebore nie. Hulle was nog, want Jesus het nog nie gesterf nie. Jy kon nie kind van God word. Hulle was net disippels en hulle het Jesus van buite af geken. Maar hier kom hy het opgestaan, hy het die dood oorwin, die prys is betaal, dit is volbring en nou blaas hy in hulle. Eintlik beteken dit hy in hulle begin asemhaal. En dis wat wedergebore is. Luister mooi, dis wat wedergebore is, as God in 'n mens begin asemhaal. As jy die prys wat Jesus betaal het, as jy dit ontvang, en jy bely jou sondes, jy sê, Vader, hy sê, want as ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons te vergewe. Daai oomblik, wanneer jy vergifnis vra, dan bereinig die bloed van Jesus Christus jou van alle sondes. En dan kom hier 'n vreemde vers hierso. Johannes 20 vers 23. Wat sê as? Nou as is 'n voorwaarde. Nou ek wil sê hier's 'n voorwaarde. As julle die mense hulle sonde vergewe, dan word hulle vergewe. En as julle mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. So hier's 'n uitsondering. As. Hier's 'n voorwaarde wat ons baie keer miskyk. Want ons kan nie mense se sonde vergewe nie. Maar wanneer mense teen ons sondig, dan kan ons hulle vergewe. Ons is nie God, ons kan nie God se plek in. Net God kan sonde vergewe.
En dit is een van sy kragtigste eienskappe. Terwille van Jesus het hy ons vergewe en daagliks vergewe hy ons. Maar hy sê, hier's ook 'n uitsondering, hier's 'n as. As julle die mense hulle sonde vergewe, dan word hulle dit vergewe. As julle die mense se sonde hou, dan is dit gehou. So kyk bietjie hier. Nou kom ons 1 Johannes. Nou dieselfde Johannes wat hierdie geskryf het, is die Johannes wat die sendbrief geskryf het. Die disipel Johannes. In Johannes 1 vers 1, kyk wat sê hy hierso. Hy sê, want van die begin af was wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het. Hy sê, ons het Christus werklik gesien na die opstanding. Wat ons aanskou het, ons het met aan hom geraak, het aangaande die woord van die lewe. Ons het besef, hy is die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien. So Christus is daai ewige lewe. Ons het dit gesien en getuig en verkondig aan julle. So dit is wat ons ook moet doen. Wanneer ons wedergeboorte ontvang, moet ons getuies. Dis hoekom Jesus sê, ek stuur julle. Vader het my gestuur, maar ek stuur julle om hierdie blye boodskap aan die wêreld te bring van die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. So hy is die ewige lewe en dit is wat ons boodskap is. Ons verantwoordelikheid is om daai wedergeboorte wat ons ontvang het met ander mense te deel. Vir hulle te sê, man, jy kan ook van die hemel gebore word. Jy kan ook 'n tweede keer gebore word. Jy kan 'n kind word van die Vader. Jy kan aan hom behoort en vir ewig lewe. Dis 'n fantastiese boodskap. Dis wat die krag van die evangelie is waarvan Paulus praat. Hy sê, wat ons gesien en gehoor het, verkondig aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. Nou sien jy hierdie woordjie gemeenskap. Dis gemeenskap met die Vader en ook gemeenskap met mekaar. Koinonia. Koinonia meen ons is huisgenote. Ons is in dieselfde huis van ons Vader en met sy seun Jesus Christus. So dis waaroor hierdie gaan. En ons skryf hierdie dinge aan julle sodat julle blydskap volkome kan wees. En dis presies wat Jesus ook gesê het daar in Johannes. Hy sê sodat julle blydskap volkome kan wees. Volkome blydskap. Maar baie keer het ons nie daai volkome blydskap nie. Baie keer mis ons iets. En dis daai gemeenskap met die Vader, maar ook gemeenskap met ons medegelowiges. Daai is vir God baie belangrik. So dink aan die kruis. Die kruis het 'n regop paal, vertikaal. Dis ons gemeenskap met die Vader. Dis die belangrikste een. Maar daai ander een wat so is, hierdie horisontale balk waaraan Jesus gehang het ter wille van ons. Dis ons gemeenskap met mekaar. Daai twee is gekoppel, dis die kruis. Daai kan nie geskei word nie. Ons kan nie net gemeenskap met God hê nie, maar ons het ook gemeenskap met mekaar. En dis waaroor Johannes hier skryf. Kyk wat sê hy. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. Hy sê dit is wat ons van Jesus gehoor het. God is lig en geen duisternis is in hom nie. En dan sê hy, as ons sê dat ons met hom koinonia het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Dis 'n ernstige stelling hier. Hy sê as ons sê ons het gemeenskap met die Vader, maar ons het nie gemeenskap met mekaar nie, dan is ons nie meer in die waarheid nie en dan wandel ons nie meer in die lig nie. Hy sê maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Sien, hier's weer 'n as. Dis 'n voorwaarde, dis voorwaardelik. Ek moet nie net met God in die lig wandel nie, maar ook met my broer en suster. Ek het fellowship, koinonia met mekaar en hierdie is so 'n belangrike beginsel en ons mis hierdie een want daar's 'n voorwaarde vir sondevergifnis.
Ek het nou so ruk terug na iemand geluister sê, mens moet net een keer jou sonde bely en dan is dit verby. Jy hoef nooit weer te vra vergewe my. Maar dis nie wat hy sê hier sê. Hy sê in 1 Johannes 1 vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. En hier is 'n baie belangrike beginsel. Hy sê as ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. OK, daai ongeregtigheid. Sonde is een ding en ongeregtigheid is 'n ander ding. Mense tree baie keer onregverdig teen ons op. En hulle sondig teen ons. Dis sonde teen jou van ander mense. Dis wat ongeregtigheid is. Nou sê die Here daar's twee soorte belydenis. Belydenis teenoor God, maar ook belydenis teenoor mekaar. Nou ek luister nou na iemand met die naam van B.T. Carmichael en hierdie beginsel het ek meen ek ken dit, ek weet daarvan, maar dit was nie so pertinent in my lewe nie, dat God kan ons net vergewe en das in die Onse Vader leer ons dit. Hy sê vergeef ons skulde net soos ons skuldenaars vergewe. Sien, voorwaardelik. So as jy nie vergewe nie, en vergifnis is om soos God te wees. Dis 'n eienskap van God. Maar as ons ophou om ander te vergewe, dan stop sy vergifnis. Dis voorwaardelik. Dis die enigste voorwaarde wat daar is. En ek gaan dit vir u wys. Kyk wat sê hy hierso. In Johannes 2 vers 1. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. As iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak. Nou daai woordjie voorspraak is 'n advokaat by die Vader. Ons advokaat by die Vader is Jesus Christus die regverdige. Met ander woorde, hy's righteous. Hy kan nie onregverdig wees nie. Hy is 'n versoening vir ons sondes en nie alleen vir ons sin nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Onthou, wanneer dit kom by vergifnis, kan God nie onderskei. Hy die wêreld ook vergewe, maar hulle is al vergewe, maar hulle moet dit net aanneem, dan word hulle ook kinders van God. Die rede hoekom die hele wêreld nie gered is nie, is omdat hulle nog nie hulle sondes bely het. Hy sê hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hier is die voorwaarde vir ons om 'n advokaat te hê. Daai dat ons sy gebooie bewaar. Nou wat is die gebooie van die Nuwe Testament? Daar's net een gebod. Hy het gesê dat ons mekaar moet lief hê soos hy ons het. Soos die Vader ons het en soos Jesus ons het, so moet ons mekaar lief hê. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en die waarheid is nie in hom nie. In hom en 'n leienaar in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, hier is die voorwaarde, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly. Daar's 'n bietjie iets wat weggeval het daar. En dan sê hy vers 2 vers 7, broeders, dis geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf, maar 'n ou gebod wat Jesus weer kom nuut maak het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin gehoor het. Tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod wat waar is in hom en in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Hy wat sê dat hy in die lig is, luister hierso. Hy wat sê hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder liefhet, bly in die lig en in hom is geen oorsaak van struikeling. Maar hy wat sy broeder haat, is nog steeds in die duisternis. Al is jou sondes vergewe, want God se vergifnis is gekoppel aan jou vergifnis. Voorwaardelik. Hy sê en wandel in die duisternis en weet nie waar hy heen gaan nie.
Omdat die duisternis sy oë verblind het. So jy word verblind as jy nie vergewe nie. Hy sê, en ek skryf aan julle my kinders, omdat die sondes julle vergewe is om sy naam ontwil. En dan kyk wat sê hy. In Matteus 18 sê die Here die volgende. Dis 'n gelykenis wat hy vertel. Petrus kom na hom toe en sê, Here, hoe dikwels sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Wat antwoord Jesus? Ek sê vir julle, nie tot 7 maal nie, maar tot 70 maal 7 toe. Sien, hoeveel keer 'n dag moet God ons vergewe? Hy bly ons vergewe. Hy bly ons vergewe. Hy bly ons, want ons struikel nog steeds. Ons bly nog in 'n liggaam. Ons doen nie altyd wat hy wil. En die Vader bly ons vergewe. En hy bly ons vergewe. Meer as 70 keer 'n dag. Hy sê, en dan vertel hy vir ons 'n storie. Luister na hierdie storie. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En een van sy diensknegte het hom verskriklik baie geskuld. En toe sê hy, hierdie ou moet verkoop word en hy moet in die tronk kom. En toe pleit hierdie ou. En hy sê, asseblief, wees my genadig. Asseblief, wees my genadig. En toe spreek die koning hom vry en sê vir hom, jy's vry, al jou skuld is vergewe. En toe hy daar uitstap, toe kry hy sy broer wat hom skuld, of 'n vriend van hom, en hy gryp hom aan sy keel en sê, betaal wat jy my skuld. Betaal wat jy my skuld. En toe die koning dit hoor, sê hy het hom geroep, daarom roep sy Heer hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwytgeskel, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie aan jou medediensknegt ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? Sien hierso, vergifnis van God, loop met hierdie vergifnis, dis die kruis. Barmhartig beteken, God is barmhartig wanneer hy ons vergewe, maar ons is baie keer nie barmhartig nie. Vergifnis, mense, is 'n sleutelpunt. Dis 'n sleutel wat maak. Baie keer dan wonder ons, hoekom word ons gebede nie geantwoord nie? Dit gaan oor hierdie vergifnis. Vergifnis. Gaan maar terug en gaan kyk waar het jy opgehou om iemand anders te vergewe. Ek dink dis dalk nie 'n baie gewilde woord hierdie nie, maar dit is die waarheid. Waarom word mense nie gesond nie? Omdat hulle nie vergewe nie. Jy sien, jou verhouding met die Vader, dit sal nie maak dat jy verlore gaan. Maar jy gaan, kyk wat sê hy, omdat jy nie barmhartig is nie, en sy Heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers. Hierdie pynigers is tormentors. Totdat hy sou betaal het alles wat hom skuldig was. So hier moes hy betaal vir daai onvergewensgesindheid. En Paulus skryf in 1 Korintiërs 11, en u kan gaan lees oor die nagmaal. En hy sê, as ons die nagmaal gebruik, moet ons die liggaam van die Here onderskei. Wie is die liggaam? Die liggaam is my medebroers en susters. Dit is die kerk, die mense wat wedergebore is. Ek moet hulle onderskei. Hy sê, en as ek nie, en omdat sommige dit nie gedoen het nie, is hulle swak en sieklik en 'n aantal het ontslap, vroegtydig dood. Kyk wat sê hy hierso. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Van harte. Met ander woorde, dit is 'n volkome, soos God jou vergewe, moet jy ander mense vergewe. Moet nooit weer daaraan dink nie, jy mag dit nie eens in memory terugroep nie, want God roep dit nie terug nie. As hy ons vergewe het, is dit in die diepte van die see. God dink nooit weer daaraan. En daarom,
so moet ons ook mekaar vergewe. Selfs as mense in die wêreld ons te nagekom het, moet ons hulle vergewe. Mense, vergifnis is 'n eienskap van God, maar dit moet ook 'n eienskap van sy kinders wees, dat ons barmhartig met mekaar is. Dat ons nie daai ou in die keel gryp, maar ons vergeet van al die groot goed wat God ons vergewe het en afgeskryf het en ons vergewe het. Ek wil net vir u sê, vergifnis in hierdie sin is voorwaardelik. God, die Jesus het ook 'n gelykenis vertel, ook in Markus, waar hy sê alles wat julle die Vader vra in my naam, sal julle ontvang. Gaan kyk, daar's 'n paar sulke beloftes in die evangelies, waar hy sê dat hy sal vir ons wonderwerke doen, hy sal vir ons help, hy sal ons gesond maak, al hierdie dinge. Hy sê, as hy klaar daai belofte gemaak het, dan sê hy, maar as jy staan en bid, vergewe almal wat teen jou gesondig het, sodat die Vader jou ook kan vergewe. En dan sê hy, as jy nie vergewe het nie, kan God jou nie vergewe. Gaan lees dit, Markus 11 van vers 20 af. Gaan lees daai en gaan kyk. So, dis baie belangrik, hierdie vergifnis. Onthou jy die verhaal wat ek vertel het van die man, die jong man wat 18 dae in die hemel was, en hoe dat hy, toe hy deur die tweede hemel gaan, hierdie verskriklike oorlog gesien het, wat daar aan die gang is, en dat mense wat onvergewensgesindheid dra, gelowige mense, dis soos hy sê, dis soos 'n wolk, dis soos 'n wolk is 'n kluis van onvergewensgesindheid. Hy sê, en dit word 'n buffet ete vir die bose magte. Jy gee hulle ook deur. En hulle is die tormentors, dis die pynigers. En wat hierdie man, B.T. Carmichael sê, hy sê, hy het 90% sukses met mense wat ernstige siektes het. Mense wat rheumatoid arthritis en siektes het wat ongeneeslik is. Die oomblik as hulle vergewe, daai selfe oomblik word hulle volkome gesond. Dis die beginsel wat ek vanmôre wil oordra aan u. Baie keer dan vra ons, hoekom word mense nie gesond? Maar is dit nie dalk die rede dat jy 'n oop deur vir die pynigers gegee het? Want die vyand is die aanklaer en hy het eintlik reg, as jy nie vergewe het nie, om jou aan te kla. En om jou te kom bykom. Want hy weet, God het gesê, ek vergewe jou, so ver soos jy jou naaste vergewe. Dit het 'n groot waarheid in my lewe geword, en ek wil vanmôre dit by u laat. Kom ons ondersoek onsself, want hy sê, as ons sê ons is in die lig, en ons wandel in die duisternis, dan is ons nie in die waarheid nie, dan lieg ons. Ons maak God tot leenaar. En dis wat daai beteken. As jy mense hulle sonde hou, sal dit gehou word. As jy mense hulle sonde vergewe teen jou, sal jy vergewe word. Nog een skrif vir julle. Gaan lees in Jakobus. Jakobus, die boek, die sendbrief, dis die broer van Johan, van Jesus, Jakobus. Waar hy skryf, hy sê, daar's baie siekes onder julle. En dan sê hy, roep die ouderlinge. En dan sê hy, as ons sondes, hy sê, eintlik sê hy dit so, bely mekaar julle misdade. Sien, dis die misdade. Bely mekaar julle misdade, sodat julle gesond kan word. Sien nie, die Bybel sê dit. Die Bybel is konstant. Daar's geestelike wette. As ons dit nie nakom nie, dan kan ons nie hierdie voorregte geniet wat ons het. So ek wil vir my sê, maak werk daarvan. Ek maak werk daarvan. Aan die aand as ek gaan lê om te sê, Here, ek vergewe elkeen. Vergewe my soos ek elkeen vergewe. Verreinig my deur u bloed, want hy sê die oomblik as ek belydenis doen,
sal die bloed van Jesus Christus my reinig van alle sondes en van alle ongeregtigheid. Ook dit wat ander mense aan ons gedoen het. Dis baie belangrik hierdie. Kom ons bid saam. Ek gaan my screen share stop en dan gaan ek vir u bid. Ek kon net hierdie optrek. Baie dankie Here vir u woord. Here, u woord is die waarheid. En u het gesê ons moet in die hele waarheid leef en wandel. Ons moet in die lig wandel met mekaar, Here. Ons kan nie in die duisternis wandel nie, want ons is nie meer van die duisternis. U het ons uit die koninkryk van die duisternis gebring na u koninkryk van die lig. En laat daar geen duisternis in ons wees wanneer ons enige onvergewensgesindheid in ons het nie, want dit is 'n staanplek vir die duiwel, vir die pynigers. En daarom wil ons môre kom in alle eerlikheid en vra, Here, ons vergewe, ons spreek vry, soos u ons vrygespreek het, spreek ons naaste vry. Almal wat teen ons gesondig het in hierdie lewe en op hierdie aarde, ons vergewe hulle, ons spreek hulle vry in die naam van Jesus. Dankie Here dat u bloed ook daai sondes bedek en verwyder. Die bloed van Jesus het nie net gevloei vir die verhouding met die Vader nie, maar ook met mekaar, sodat ons in vrede met mekaar kan leef, in daai volheid, in daai irene, in daai shalom met mekaar kan lewe. Help ons Here, help ons, vergewe ons, laat ons die liggaam van die Here sal onderskei en dat ons nie sal skuldig wees of in skuld voor God bly, omdat ons nie ander se skuld afskryf nie. Ek bid dit in die naam van Jesus. En ons dankie vanmôre dat u ons vergewe het, Here. Dankie dat die bloed van Jesus ons reinig, dat ons toegang kan hê tot die Vader elke oomblik in sy teenwoordigheid staan en sê, Abba Vader, u is ons Vader. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Halleluja. Die Here seën u. Gaan dink oor hierdie, gaan ondersoek hierdie skrifte en stuur dit vir iemand. As u weet van iemand wat hulle is kind van die Here, maar hulle sukkel, hulle gebede word nie beantwoord nie. Daar's 'n patroon daar van aanhoudelike goed. Ons gaan bietjie meer hieroor praat in die toekoms en daai gebed van vergifnis en u lei daarin hoe om ander ook te vergewe, soos die Vader ons vergewe het. 'n Geseënde week, en as u wil, ek gaan die link vir u stuur van my platform, waar u in die oggende kan opkom, tussen 5 en 8 uur is ek daar, en ek sit 'n kort video daar, sodat u ook daarna kan luister. En daar kan jy gebedversoeke opsit, op die platform, en dan bid ons elke oggend, tussen 5 en 8. So ek is net nie die hele tyd daar nie, maar mense kan daar ingaan en versoeke daar sit, en dan kan u ook saam met ons bid, vir oplossing en vir antwoorde. Laat ons vir mekaar bid, mekaar vergewe, en in lig met mekaar wandel. Baie dankie, lief vir julle in die naam van Jesus, en ek weet, ons gaan 'n geseënde dag hê. Amen.